Goeiemôre. Ek groet u uit hierdie mooi naam, in hierdie mooi naam van Jesus Christus. Ek wil vandag vir jou 'n bietjie gesels oor ons bediening, maar ek wil ook gesels hoe jou 2026 vir jou beslis beter kan wees. En gaan liewerster af as jy nie wil hoor oor sielewen en dat daar geld nodig is vir sielewen en dat jy kan prosper. Nou gaan baie weer sê, hoe kan jy prosper? Prosper in Afrikaans is, God wil vir jou goed wees. God wil vir jou goed wees. Wil jy vir my sê, jy wil nie prosper in die Here nie. Jy wil nie, almal het rondgeloop met die ou prosper evangelie, wat hulle verkeerdelik vertolk het. En nou is mense bang. God wil vir jou voorspoed gee. Hoekom mag jy nie voorspoed hê nie? Hoekom mag jy nie gesond wees nie? Hoekom mag jou kinders nie iets extra's net botter op die brood eet nie? As hy nie gee nie, is ons ook tevrede. Maar as hy wil voorsien, dan is dit mos reg. So 2026 is jou jaar. Maar ek gaan nie soos baie profete sê, dis jou jaar en jou deurbraak is hier nie. Nee, as jy die beginsels van God nakom, is jou deurbraak beslis daar. Maar terwyl ons wag om mense om op te klim, wil ek net vandag dankie sê. Dankie vir elkeen wat ons ondersteun. Mense sê altyd, ja, hierdie rooi is gewerk, en kyk hoe ry sy spanne, en dis nie net ek wat ry nie, ander spanne ry, en ons wen siele in die Heilige Gees, want ons kan nie wen nie, die Heilige Gees wen hulle, maar ons is die voete, en die hande, en die oë. Maar weet jy wat, ek kan niks doen, as ek by die dieseltank stop, en jy gooi nie vir my diesel in nie. Ek kan niks doen as jy nie vir my bande koop nie. Ek kan niks doen as iemand nie hierdie krag betaal nie. En ek wil sommer my hart uitpraat met jou. Ons het nou lekker sonkrag opgesit. Ons is nog in die proses, maar so die maand moet ons son betaal en ons moet die Eskom betaal. Maar dit daar gelaat. God sal met jou praat daaroor. Wat ek wil vir jou sê, evangelie kos geld. Maar ek wil eers aanhaal, eergister het hulle die syfers bekend gemaak, 414 miljoen rand daagliks in Suid-Afrika op drank. 414 miljoen rand daagliks in Suid-Afrika op drank. Dan dink ek het ek die reg om te vra. As ek daai 414 miljoen rand het, kan ek die arme mense kos gee. Kan ek Bybels koop? Kan ek traktaatjies uitgee? So, baie gaan nou afgaan, want hulle weet, ek gaan net praat oor drank. En hulle sit tussen vriende, en hulle sit tussen hulle kinders, en hulle is skaam, want hy gaan oor drank praat. Vuis dit 'n slag, en kom vry. Of gaan aan, vernietig jou lewe. Dis jou saak. Kyk gisteraand 'n storie van 'n ouetjie, paar doppe en jonk. Ek wil vir julle sê, besop vir wintigheid, besop vir jou pa se bakkie, besop vir jou pa se geld. Moenie ry op ander iemand se rug nie. Ek wil sommer nooit noem. As niks fout is God julle seun en jy is 'n goeie seun, 'n goeie dogter en jy waardeer in die Here wat jou pa en jou ma besit nie. Maar hierdie seun klim in die voertuig. Tel spoed op, want hy het 'n paar doppe in, en hy ry 3 kinders dood. Hy het 212 maande tronkstraf gekry. Hoeveel is dit? Amper 20 jaar. Ons moet maar versigtig wees, wat se voorbeeld ons in die huis stel, vir ons kinders. Maar ek wil vandag met jou gesels, wat doen ons eintlik hier by School of Fire? Eintlik wil ek met jou deurloop, maar die sonnetjie is al klaar warm, en ek is lui vandag. Ek wil maar ek moet daarom eers nog siele by die Here kry voordat dit heeltemal. Maar as jy lus is om net te kyk vir 10 minute, wil ek wil nie preek, ek wil nou vir jou vertel. Maar ek kan nie praat sonder om my siel by God te kry nie. Maar ek wil net vir jou vertel wat ons doen. Net so 'n paar van ons moet, ek sal nie alles kan sê nie. Maar eers wil ek dankie sê. Talle mense het in 2025 van drugs afgekom. Deur ons bediening, dank die Here vir almal wat dit doen. Ek dank die Here dat die wetgewing om die kerk toe te maak in die lig hang nog. Omdat
daar 'n bediening is soos Church Defenders en ons bediening wat te kere gegaan het en gehardloop het. Dankie ook vir die ander bedienings. Dankie vir Jacques Potgieter byvoorbeeld, sy bediening. Dankie vir al die ander bedienings wat dit ook gedoen het. Ek kan nou nie almal se name hier noem nie, maar dankie. Daarom bly die kerk se deure nog so ver oop. Ek moet met hartseer sê, ek stuur oor die 2000 pastore boodskappe as ons opstaan vir die kerk. Pastore wat kerke het, gemeentes het, waarvan 5 terug reply. Die ander lees net en steur hulle nie aan nie. Dit is 'n shame, dit is 'n bekommernis. Maar dit daar gelaat. Al wat ek wil vir jou sê is, ek vra jou vandag dat ons inklim en siele wen terwyl ons kan. Jy sal sien, ons het 'n page gestig, wave. There's a wave coming. God se wave. Hier gaan 'n ding gebeur soos nog nooit. En mag dit in 2026 gebeur. Mag dit gebeur. Dat mense net loop en sal bekeer, oor die straat loop en bekeer hulle. Mense kerke draai vir Jesus. Mag dit gebeur. Maar kom ek wil 'n negatiewe prentjie ook praat. Ek hou nie van negatief nie, maar eintlik is dit 'n ware prentjie, so is dit negatief, maar kom ek noem net voordat ek dit noem. Kom ek raak ek gou in die geselsie. Kom ek noem net gou wat ons hier doen daagliks. Mense, ons het the miracle place hier. As iemand hier kom vir drugs of issues, dan kom hy, ek scan dit net, by the miracle place aan. Hy bly 'n maand en hy word skoongemaak. Ons sit hier met 25 beraders. En dan sit ons met sendelinge wat ons oplei vir beraders. So ons doen 'n dubbele ding. En dan gaan die ou oor na School of Fire toe, en hy kan leer vir 'n sendeling, hy kan leer oor die pos, kan jy ook natuurlik leer, of hier, vir 'n sendeling, vir 'n pastoor, vir 'n evangelis, vir alles. Okay. En ons kan mense orden aan die einde, hoor. Souls for Jesus Ministry is geregistreer. Nie dat dit iets beteken nie, om in hierdie land geregistreer te wees nie. Maar die mense op Facebook sê altyd, hy het sy ding gekoop, of hy besit die pastoorskap. Ek gaan nou nie daaroor spog, oor my graad, of oor dit, of dat nie. Ek kan net sê, ons kan pastore orden, en ons lei pastore op. Maar jy help dit. Mense, ek kan nie 'n bord kos, 70 mense eet daagliks. Ek kan nie 'n bord kos vir hulle sit. As dit nie jou R50, jou R500, jou R10,000 'n maand is wat jy stuur nie. Die mense is werklik goed vir ons. Ek dank die Here dat mense stuur, dat ons God se werk kan doen. Dankie vir mense wat ou klere stuur, tweedehandse klere. Ek sê weer, Campstraat, en ek sal nou net al hierdie goed op die komment sê. Campstraat nommer 2, is van my span luister, sit asseblief op Campstraat, nommer 2, Appington. Stuur dit deur Courier Guy, Sountoe. Skoene, klere, asseblief, maar moenie vir my laat weet, mense bel, ek het hier in Pofadder, ek het hier in Johannesburg klere, kom haal dit. Nee mense, ons is besig. Stuur jy dit asseblief, en maak onder jou vriende geld bymekaar vir die koerierdienste, en stuur dit in Jesus naam. Dankie vir elkeen wat vir ons klere stuur. En dankie ook vir die wat vir Rikus skoene beloof het. 11 het vir hom skoene beloof vroeër die jaar, toe hulle sien hoe lyk sy skoene. 1 het gestuur. Dankie. Dankie. Ek wil ook sê, moenie goed beloof, veral nie aan sendelinge en aan pastore, wat in die veld werk. As mense wat vir my sê, ek gooi 'n tank diesel, dan kom ek daar, dan gooi nie meer die tank diesel, ek kry nie eers my op die telefoon nie. Dan is daar mense wat sê, ek gee hierdie geld, om hierdie, jy weet, een trip kos R34,000 na R40,000, of vir 10 dae, met 12 sendelinge, om hulle op te lei, en om siele te wen. Dit is eintlik baie goedkoop vir dit, en ons doen maklik so 14, 15 sulke trippe. Dis maar een van ons afdelings. So ek wil net vir jou sê, nou nie heeltyd oor geld praat, ek wil oor siele praat. Maar ek wil vir jou sê, dat as jy kan 'n chocolate en 'n Coke 1 keer 'n maand neersit, of as jy 'n drinker is, jou bottel brandewyn neersit, sommer permanent, of jou sigarette neersit, evangeliseer ons Suid-Afrika. Eendag het ek so gepreek, dat 132 rokers gesê, hulle gaan nou hulle rookgeld vir ons gee, om te evangeliseer.
Dit was so 6-7 jaar terug. Hulle het nie eers gestart party nie, maar daar's een persoon wat nog steeds gee. En dit gee. Uit die 132. Ek noem maar net hoe mense vir God beloof en dan nie dit doen nie. Maar, wat ek wil sê, dan by Soft School of Fire, het ons ook oor die pos. As jy na my nommer toe wat op die post is, 'n WhatsApp stuur, dan kry jy 'n reply van al ons telefoonnommers. Ons het ook posstudente. Wil jy nie 2026 oor die pos Bybelstudie doen? Oor op YouTube en jy kom 'n pastoor nie. Gaan kyk net 'n bietjie. Eerste naweek van elke Desember. Dan orden ons hierdie mense, dan kry hulle sertifikate en diplomas. En ons het weer 14 pastore in die veld gestuur hierdie laaste Desember. Terwyl ander maak siele, maak disciples, laat hulle uitgaan en laat hulle inbring. Roan, ek sien jy kyk, jy sou Oktober gekom het. Jy het vir my 'n karavaan hier laat reël, jy het vir my alles gereël. Jy het nie opgedag nie. Moet nie sulke goed doen nie, asseblief nie man. Asseblief nie. Ek noem dit sommer vir jou, want jy het gebel, ek het 'n karavaan laat skoonmaak, ek het alles gedoen, ek het mense uitgeskuif, sodat julle daar kan skuif, want jy en jou vrou kom, julle wil sendlinge raak, jou pa wat 'n pastoor is, sê dit vir my. En ek glo hom as jou pa, want hy's 'n pastoor. Tot nou toe julle nog eers gekanselleer of gebel nie. Ek sien jy sê op, ek noem dit vir julle, want dis wat die mense doen. Maar oké, dit daar gelaat. Ek kan ook volgend afkondig, ons Tenien Meis Mills staan net voor 5 miljoen. So 4.999 miljoen monde wat gevoed is. Ons silo is nou leeg, ons het net 4 ton sakkies daar, so bid asseblief vir ons vir meel. Maar jy wat maandeliks gee, jou sê ek dankie. Hierdie onderwerp is om dankie te sê. Dankie dat ons kan ry en vir iemand meel gee. Weet jy hoe lyk dit as ons daai 4 ton in meel in dromme pak en ek sit op die lorry. Ja, ek wens ek kan alles vir julle wys. Party goed kan ons net nie wys daar buite nie. Maar en ons sit in daai lorry en ek skep dit so uit vir mense wat armste van die armste. En ek skep uit vir elkeen gee ons 'n woord van die Here. Mense, ek het nou die dag 3-4 ure net sit huil terwyl ek uitskep. Ek het net sit huil en deur die trane hulle vertel van Jesus. Das mense wat swaar kry in ons land. En ons, ek wil net sê, gewone mense werk 8 ure na 10 ure 'n dag. Daar's party mense, hulle sê hulle werk voltyds vir die Here. Dan wil hulle 2 ure werk, ander tye in koffieshops deurbring. Hoor gou mooi. As jy wil vir God werk, sorg dan ten minste dat jy jou 8 ure 'n dag inkry. Ek noem dit net. Daarom seën God ons, want ons hou nie terug nie. Maar eers moet jou verhouding met God reg wees. Eers moet jou verhouding reg wees. Okay. Kom ons gaan 'n bietjie aan wat ons nog hierso doen. Mense, net op sosiale media daagliks kom letterlik duisende tot bekering. As 'n man Strystyrion, hy is nou 25 jaar by hierdie bediening. Hy laat hardloop ons Kruiskyk TV. As jy wil weet hoe om Kruiskyk TV te kyk, gaan by www.kruiskyk.tv. Ons is nou 17 of 18 jaar op TV en duisende kom in. Ons is op SoftTube op YouTube. SoftTube gaan kyk hy getuienisse. Ons is op Rooi Strauss daar gaan kyk. Mense kom by en binnekort open 16:15. Het is op Markus 16 vers 15 gebaseer. 16 en 'n 15 word uitgeskryf. Binnekort, ons wag net vir toerusting, ons kon al mic koop en ons kan so, maar ons kort nog so R40,000. Dan gaan hy afskop volgende jaar. En dan gaan jy live YouTube sien en as iemand in die veld is trek hulle man, jy van jou huis af. Bel ons en sê ek het hierdie kragtige getuienis. Dan trek ons jou in en jy vertel jou getuienis. Soos 'n live nuus bulletin en dan gaan dit aan. Ek sien Awalde Steyn is ook hier op daai ou Run School of Fire. Awalde sit net 'n bietjie jou nommer daar. Awalde Steyn sal sy nommer daar sit. As jy iemand op drugs sit of iemand wil leer vir sending, WhatsApp vir Awalde. Hy's nou op die comments. Ek noem net. Nou, wat is nog doen? Ek noem net 'n paar goed. Gaan sluit aan by Wave. Dis ons nuwe
Ons het baie goed, soos Takeover, Spear International, School of Fire, The Miracle Place, Wave, al hierdie goed. Alles is gebaseer op siele. Hoekom het is 'n Wave oopgemaak? Wave staan vir, kom ek sê vir jou, Waymakers. Ek en jy is 'n waymaker. Ons is 'n verskilmaker. In action. Hierdie action is my so belangrik. Want mense werk vir God en dan gesit hulle so stil. Ons is voltyds vir die Here. En daar's 'n klomp, hulle eet die evangelie. Terwyl ons wat werklik uitgaan, werklik die ding doen, dan sit jy daai oude evangelie. En dis 'n one man ding. Niks fout met one man evangelie nie. Maar jy kan jou nie sit te verryk terwyl siele verlore gaan en nie werk nie. Waymakers in action, wave of values, for values, biblical values and evangelism. So hierdie wave, ek sien Wally het nou opgesit daar, so om jou kind School of Fire toe te stuur, of jy wil kom, leer vir pastoor, leer vir sendeling, of vir gap year, of vir drugs. School of Fire is die drugs, The Miracle Places, maar die nommer kan jy vir alles gebruik. Okay. Hierdie wave, ons het nou maar 2 dae terug die page begin, jy moet regtig hom gaan follow nou as jy kyk, wave movement, want ons kon nie net wave opsit nie. Ons gaan in alle sfere van Suid-Afrika ingaan. Ons gaan nie net die ou onder die boom evangeliseer nie, ons gaan die ou in die parlement evangeliseer. Ons gaan die op die skoolraad evangeliseer. Ons gaan binne in die skool, hulle het Jesus uitgehaal, hierdie regering. Dit wat jy voorgestem het, die DA, help daarvoor. Jy is dan deel dat Jesus uitgehaal is, as jy vir hulle gestem het, vir die DA en die ANC. Jy is dan deel daarvan. En wat, hulle is disippels van Satan, wat Jesus uithaal. Iemand wat Jesus uithaal, is 'n disipel van Satan. En hoe kan jy vote vir 'n disipel van Satan? Dan is jy mos medepligtige. Maar jy kan net by God kom en sê, Here, ek is jammer. Moenie nou weghardloop nie. Sê, Here, ek is jammer. En van nou sal ek dit reg doen. Okay, so Wave ondersteun Christenpartye. Wave wil op straat iemand na die Here toe lei. Wave wil iemand na die Here, wil kerkleiers na God toe lei. Want hulle kort. Hulle trou dan man en vrou, dan kort dit mos. So, dit is waar ons wil oral betrokke raak. En ek gaan ook vandag vir Wave insamel. So, as ek klaar is, gaan ek ons bankrekening by die komment sit, en as jy inbetaal, sê jy Wave, en jou naam, en ek wil jou smeek vandag, wil jy nie, kyk hoe klim hulle af, as ek dit vraag, vir geld, vir drank is daar, kyk hoe klim hulle af, en as geld, klim af, Jesus het nie jou geld nodig, hy het nodig vir die wat wil gee, so, die wat wil geseën word, en dit is jou toekoms vir 2026, belê waar mot en roes nie vernielie, en jy sal geseënd wees. Dis wat God se woord sê. Ek gaan dit nou net vir jou lees uit Malagi 3 uit, en God kan nie lieg nie, so, dit gaan, nou okay, so, ek wil jou oor en oor vraag, gaan dit nou net, en moenie gee, as jy nie sien, dis rooie straus met 'n blou kol, met 'n verify merkie nie, daar's te veel scammers. Daai is awesome, en dan kan jy gee, en maandeliks, weet julle wat, mense gee in November stop hulle, want hulle hou die geld vir hulle vakansie, dit is eintlik jammer. Jacques van der Sand, jy weet mos, né? Prys die Here. Ou Jacques, sê ek almal wat so moet loer, uithaal. Jacques, jy beloof elke jaar hoe gaan jy vir God werk. Onthou jy nog laaste, nooi jy hom vir my en dan die stel dat, vir 'n ete, die middag in Johannesburg na ons gepreek het. Jy het toe nooit opgedag nie. Ons het toe lekker geëet hoor. Jy's vergewe, hoor, ek spreek jou vry. Ek maak dit vandag 'n bietjie my hart en my keel skoon, hier binne. Maar jy is nog steeds welkom, om te kom leer vir 'n pastoor. Ek wil jou hier hê. Kyk hoe direk praat God met jou. Net, prys die Here. Weet jy, voel dit maar as jy wag, hierdie ou wat jy genooi weet. En ons het toe nie breed nie. En ons is baie bly jy het ons genooi. En ons wys sy ete af wat mense ons het. Want ek wil saam met Jacques eet. Die dag Jacques op. Maar Jacques, ons veroordeel jou nie. Ons seën jou in Jesus naam. Ja, mense sal sê, jy kan nie dit sê nie, jy kan dit sê. So ek moet my mond hou. En ek moet maar net alles opvreet. Dan moet jy dit doen. Ja, my oom, die tweede bevestiging vir my. Daar is hy, Malagi 3 nou. Dankie Jacques, jy's nie ou wat weghardloop toe ek praat nie, maar jy's ou wat luister en herstel, en daarom sal God jou gebruik.
Andreas, wave movement is coming. The wave of God. Mense, God gaan inhardloop. Kom ek vertel net gou voor ek aangaan. Maar kom ek gooi net nog so iets wat ons doen. Ag, ek kan nie by alles vandag uitkom wat ons doen nie. Voertuie het ons nodig. Ons het nodig om Eskom te betaal. Ons het nodig, ons het varke hier. Gister tel ek op, 58.000 rand se vleis kon ons al self verbou het. Dankie vir iemand wat vir ons bale gee. Dit is hoekom ons dit kan doen. Lucering bale gee. Dankie vir boere wat mielies gee, die doppie van die mielie gaan uit die varke toe. Ons kon 58.000 rand se vleis hier deponeer vir mense wat leer versendelinge en pastore en versendelinge. Vanaand slag hulle weer 7 varke. Terwyl ander sê, ek sal nou net, Kilian, ek sal die bankbesonderhede sit die presiese een waar julle vir Wave in betaal. Wave en dit, ek sal nou net. Maar hoor gou, terwyl mense aangaan, wou, ek eer jou as jy nie varkie het nie. Ek sal nooit lelik van jou praat nie. En ek hou daarvan, as dit jou standpunt is, laat dit wees. Maar dit het nie ewigheidswaarde nie. En los my uit. Maar julle wat my so beledig oor die varkie het, luister hier, terwyl jy so beledig het, ons al sendelinge opgelei en het hulle lekker geëet en groei hulle in Christus, terwyl jy nog verknog in 'n hoekie sit, my doek is nat, oei, jy sê, hulle eet alweer van. Gister praat ek oor iets heel anders, hier kom hierdie ou met sy das op. Jy kan sommer sien, hy's in tradisie. Ek sê nie almal wat das aan het is tradisie, maar jy sien sy profielfoto, en hy sê, ten minste eet julle nie, daarom nou wat hulle moet nie varkie. Ag, wie jy so oor die kop geslaan met vark. Maar oké, dit daar gelaat. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Mense, ek wil nou gou vir julle iets sê, voordat ek nog verder praat. Hoor net gou hier. En ek wil nou nie klink soos 'n regse en 'n linkse en 'n oorlog aanjaer nie. Maar ek vra jou net die vraag. Nigeria, Venezuela, Ray Charles, Duitsel, jou mannetjie, jy gaan die Here dien. Halleluja, halleluja. Maar oké, hoor gou hierso. En nou moet jy dit luister, Ray, jy was saam. Ons het voor die Unie gebou gebid, ons het op die N2 gebid, op die N1, op die N3. Het ons gestop en gesê, Here, dan moet nie drugs inkom in Suid-Afrika nie. Toe val 'n vliegtuig vol kokain hier onder. Toe gaan Trump en hy, ek is 50% vir hom, 50% teen hom. Wat hy doen. Dit gaan nie oor Trump, dit gaan oor Jesus. Maar oké, God kan enigiemand gebruik, het al 'n donkie gebruik om te praat. Maar by Venezuela het hy gaan toemaak. Nou skiet hy die bote. Die narco-terroriste. Narkotiese terroriste, die narco-terroriste. Hier is baie van hulle in Suid-Afrika. Jy wat tik verkoop, jy wat dagga verkoop, jy wat hierdie dagga shoppies het, jy's 'n narco-terrorist. Maar in elk geval, ek is baie lus om dit sommer van twak te sê, maar kom ons debatteer dit nog. Okay. In 'n borrelster, maar kom ons debatteer dit. Daar's maar baie terroriste wat mense verslaan maak. Ja, ry die varke proe so skaap. Maar okay. Maar hoor gou mooi. Toe bid ons op hierdie plekke. En daar van Venezuela kom ook drugs hier. En nou word dit gekeer. Mense, God hoor ons. Ons het toe 32.000 kilometer deur die land gery en so gebid. Nou is ons weer met 'n 50.000 kilometer besig. Dit werk. Ek is opgewonde en jy wat die bediening ondersteun, dankie, jy wat vir ons bid, dankie, want jy laat dit werk. Prys die Here. Mense, nou wil ek julle vra. Moet ek dit doen of moet ek dit nie doen? Nou gaan ek 'n ding nie ingooi. Ek het nog nie 'n klare antwoord nie. Maar as ek bid, dan kry ek hierdie goed. En ek wil jou ietsie vra. Ek is jou wat oorlog skree nie. Ek is jou wat vrede skree. En sê die Here bring vrede, maar tog het Jesus ook die swaard gebring. Mense, Cyril bly krap van Amerika. Cyril bly nie luister nie. Cyril maak of hy nie eers weet waar is die wit kruise van die plaasboere wat vermoor is en die werkers op plase wat vermoor is nie. Cyril krap. Kan dit wees dat hier ietsie gebeur? Kan dit wees dat hier tussen ons faksies, EFF, ANC, Xhosa, Tswana, wit, swart, bruin,
in die stede miskien iets uitbars. Kan dit wees? As dit gebeur, weet, is 'n safe haven hierso. Ek bid die Here vanoggend weer, moet ek die dam bou hier op die bult? Mense kan net stop, want mense gaan water kort. Toe ek anders in Oekraïne was, daar ry jy in die een gebied, dan sit die mense in droëbroodjie eet hier onder vervalle geboue. Dan ry jy 'n kilometer van daar af, dan eet 'n ou in 'n steakhouse. Dis hoe oorlog werk. So mense gaan net moet vlug met hulle kinders en dan weer terug en wat ook al. Wat dink julle? Wat gaan gebeur? Ons bid vir vrede, maar ons bid ook ons kerk moet oop bly en kyk hoe dreig dit die kerk, die wette, die ander wet wat nou op die tafel is, dat ons nie eers mag sê ons staan saam Israel, of Israel se vlag mag vertoon nie of iets nie. Wat gaan aan? Dis onseker in Suid-Afrika, maar ek en jy kan dit seker maak met die wy van God. Van die wy van God. Voortrekker monument en daar kan ons hier aangaan nie, ja. Ja, wie jy, Jack, hulle vra, ek wil gou ietsie sê. Mense het massas opgetrek vir Paul Creer se standbeeld. Paul Creer het dit eers geweet het. Ek het nie 'n probleem dat jy jou erfenis voorop staan nie. Ek het nie 'n probleem dat jy vir jou taal opstaan nie. Maar as jy wragtig nog nie vir Jesus opgestaan het nie, dan kan jy nie vir daai goed opstaan nie. Ek kan nie sien hoe jy te kere gaan oor 'n standbeeld van Paul Creer wat dood is, maar die lewendige Jesus kruip jy in jou huis weg en gaan dan niks aan nie. Ek kan dit regtig nie sien nie. Maar okay, kom ons kyk so, ek moet afsluit mense, ek praat nou te lank. Join the wave, ons wil Bybels koop. Al hierdie goed. Maar wat help dat jy ondersteun ons? Ek is alweer die deur wat ons alles hier doen. Wat help dat jy ondersteun ons? Jy bid vir ons, jy gee vir ons, maar jy self behoort teen die Here nie. Kom ek lees gou skrifgie en dan sluit ek af. En dan doen ek 'n gebed dat ons by die Here uitkom. Hoor gee, kan God se woord lieg? Ek wil gou vir julle lees Malagi 3. Hy sê in vers 7: Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk. Het ons afgewyk van God? Ja. En dit nie onderhou nie. Keer terug na my, sê God. Keer terug na my, sê God. Hoor julle? En ek wil na julle terugkeer, sê die Here. God gaan na jou terugkeer. Hier, nou al vandag, voor 2026 nog. As jy na God terugkeer. En hy sê, maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Wil julle graag hoor waarin? Vers 8 sê, waarin moet ons terugkeer na God toe? God is, ag dit nogal belangrik. Mag 'n mens God beroof? Sê gou vir my, as iemand die Absa Bank beroof of die hierdie mandjies wat die geld vervoer, sit julle ook voor die TV. O jene, kyk hoe beroof hulle weer. Hulle sal ons land rot en kaal stuur. Omrooi, asseblief, as julle details vir my kan stuur, vir deeltyd studeer. Ja, ons sal net alles sê, jy vat my nommer daar, jy stuur na my toe en hy reply, en op my WhatsApp kry jy al die reply, al die nommers. Maar hoor nou, daar sit ek gaan ons aan, hulle sal nog Suid-Afrika rot en kaal steel, maar jy wat God beroof, want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? Vra jy ook volgend, waarin het jy God beroof? Hy sê, in die tiendes en die offergawes. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my hele nasie. Wil jy 2026 'n beter finansiële jaar hê, laat ek jou reguit sê, gee God se deel. En as jy nie weet waar nie, gee dit by ons wen siele, ons plant hier roosbome en maak hulle net nat en dan kom die siele en ek het nie 'n probleem met 'n roosboom by 'n kerkie, dis mooi, maar wragtig, as al jou tiendes aan roosbome ingaan in salarisse en daar's nie verlore siele wat ingaan nie en die ou op straat wil nie as in jou kerk kom nie, so grind is julle, dan is daar fout. So ek vra julle reguit hier, waarom beroof jy God? Wil jy terugkeer na God toe? Hier sê hy, hoe moet jy terugkeer? Jou tiendes en jou offergawe. Ek gaan dit reguit vir jou sê. En die wat wil sê ek bedel, sê dit. Sê dit. Kom ry saam met my 10 dae, dan gaan jy jou mond nie meer so uitspoel nie. 10 dae. Dan sien jy wat ons eet en waar ons slaap. Die een nou sê ek slaap in die hotel. Ek hoor gisteraand weer, daai ou is nou in 'n dorp. Hy het nou die dag nog gepreek, nou sy hy weer. Ek hoop as jy kyk,
jy moet regtig by God uitkom. Daai ou bel my, hoe kan jy in 'n hotel slaap? Ek het plek persent gekry om daar te slaap. Op my uitreiking, hoekom mag ek nie? Die volgende keer te slaap is op straat, toe sê hulle, kyk hoe trek hulle aandag. Ons sal nooit tevrede vir julle, van julle stel nie, maar ons gaan maar aan. Dankie vir 99% wat ons ondersteun en wat vir ons bid en wat omgee. Julle is champions. Julle is champions. Hoor gou, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Hoekom bel mense ons oor die hele land? Rooi is ons soek kos, ons soek meel, ons soek dit. Omdat die 10de wat jy kerk toe vat, daar is nie spys in hy kerkie. Die kerk moet vir die armes om hom kos gee. Hoor julle vandag? Die kerk, nie Rooi Strauss hierdie kant nie, die kerk moet vir hulle mense kos gee. Maar ja, ek wil hom net sê, ek sien jy Koos Pretoria sê, roosbome, ek wil hom net sê, as niks fout nie, 'n plek moet vervraai word en alles, maar jy kry partykeer, dat jy op 'n kerk se bankrekening, nêrens siel, dat daar geld uitgaan vir evangelisasie nie. Nou aan die voorhoude man, 2026 is julle jaar van beweeg vir siele in Jesus naam. Dankie, daai mense, hulle wil die Here dien. Okay, beproef my tog hierin. Ek sal, hoor wat sal in 2026 met jou gebeur. Ek sal ook ek sal 'n oorvloedige seën op jou uitstort. God sê hy sal jou oorvloedig seën. Hy sal jou nie net seën nie, hy sal jou oorvloedig seën. Prosperous. Dis wat God sê. God se woord sê oorvloedig seën. Ek glo wat my God sê. Hy sê hy sal jou oorvloedig seën. Rooi skep tonne meel weg. Ek sal dankie Koos. Ek weet jy sal, dankie. Ek sal nou net plaas. Die bankbesonderhede, so oor 10 minute kan jy hom net gaan kyk op die comments. Onthou, hy met 'n blou kol hê, met 'n regmerkie by Rooi Strauss. Okay, maar hoor jy, oorvloedig seën. Hy sê ek sal die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal sien, sê die Here van leerskare. Eerstens moet jy deponeer om voorspoedig te lewe in die Bybel. Jy moet daagliks sit. Jy moet sit te bid. Jy moet by warm samekomste wees. Dit is jou belangrikste goed. Maar dan, jy moet gee, hier sê. Ek sal nooit mense tevrede stel nie, maar moet nooit stop nie. Ons is maartmaand by Bosrak Gesinskerk. Sit 'n bietjie julle nommer daar, asseblief Tommy, want maartmaand is daar, Februarie is in St. Helena Bay. En ja, en dit is waar ek nou is. Die spanne is weekliks uit. Hierso, die mense hardloop. Maar hoor gou, so ek gaan vir jou bid. Wil jy hê ek moet vir jou bid? Ek sit eendag op Facebook. Wil jy hê ek moet vir jou bid dat jy geseën word? Oor die 2000 comments. Ek sit daarop, wil jy betrokke wees met evangelisasie? 2 comments. Waar lê jou hart? By God se hand of by God se hart? Kom ek en jy gee vir God en God sal vir jou gee. Jy sê Royce, maar ek het nie baie om te gee nie. Ek gee jou R5. Ek gee jou R5. Hy help jy een student as hy op 'n uitreiking is om 'n halwe brood te eet. En jy is deel van daai evangelisasie. Maar kom ek bid vir jou, wat wil die Here aanneem? En dan sluit ons af. Bid saam en sê, Vader, ek kies U. Ek bely al my sondes. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Kom woon in my hart. Vul my met die Heilige Gees. Red asseblief my siel. Amen. As jy sê jy is gered, gister sê hy ou vir my, miskien kyk jy, ek is gered. Maar hy Piet, ek sien jy's daar, jy was by my toe die ou bel. Hy sê hy's gered. Ek weet nie hoeveel jaar hy, maar sy tong sleep soos hy vol bier. Jy's nie gered, jy is gesuip. Wag gou. Ek het geweet jy sal weer daai wynstok. Piet, wat God daar sê simboliek, is nie dronk maak wyn nie. Piet Benadi, hoor wat ek vandag sê, geen dronkaard sal die hemelpoort ingaan nie. God sê dit self. Dis my buurman wat daar praat, ou, kosbare buurman. Hy was 3 jaar in Koevoet saam. Sy slaapsak gelê en my slaapsak gelê.
En ons het saam gesyp, saam boos gewees. En die Here is vir ons goed dat ons nog lewe. Dankie. Piet, die Here is vir jou lief. En hy gee om vir jou. Jy's kosbaar vir hom. Piet Benardi, hy roep jou vir 'n pastoor. Vergeet daai wynstok. Hy roep jou vir 'n pastoor in Jesus naam. Jy het opgeklim. OK. Ek wil net hier sê, mense, ek wil 'n gebed doen. En ek mislei jou nou nie, jy hoef nie maandeliks te gee vir ons nie. Maar as jy wil, ek gaan die bankbesonderhede post, en ek gaan nou bid. En die wat gee, gaan God seën, en die wat nie gee nie, en net bid, gaan God ook seën. Oorvloedig, sê hy. Oorvloedig. So 2026. Ek weet nie, so iets kan ek seker nou nie openbaar praat, maar ek moet môre bitterlik baie geld hê in hierdie bediening. Omdat ons met Eskom en nie son oorgange. Maar hoor gou, ek vra nie vir jou daai geld nie. Ek moet saai, sodat ek daai geld sal môre hê. Dis hoe die ding werk. Om te wil hê, moet jy saai. As ek wil mielies hê, oes, dan moet ek mielies saai. OK, kom ons bid goed. Vader, ek vra elkeen wat bekeer het vanoggend dat hulle mooi geestelik sal groei. Ek bid ook vir die wat 'n bydra reeds per maand by ons, dat dinge kan hardloop, die wiele en die siele inkom. Here, seën hulle geweldig. En dan vra ek ook, seën die wat ook nou gaan op die bus klim. Maar die wat nie het, regtig nie het, die ene seën hulle ook. Het gaan nie oor geld nie. Dit gaan eerstens oor 'n verhouding met Jesus. En dan, Here, as ons 'n verhouding met U het, dan weet ons moet saai by U. Seën asseblief. En dankie vir elkeen wat geluister het. In Jesus naam. Amen. Nou ja, ek wil julle vertel het van ons bediening, ek het reeds nie weer vertel. Piet Benardi, dankie vir vleis, dat jy vir ons geskenk het, dat die studente kon eet hier in Desember maand, en gaan eet. Dankie vir mense wat, in Desember was tamelik droog, ek het Desember maand kry studente, baie swaar, die wat nie kan huis toe gaan nie, en ek dink hulle was 27, is ek reg? En dan nog ander, en ja, ek het gebid, en ek het nou nog nie vir hulle spirete gekry nie, maar die ander kom eers terug die 9 Januarie, so miskien gebeur dit nog, en weet jy wat, ons hart is maar net daar, en ek wil iets geheim oor myself deel voor ek afsluit. Mense sê altyd, yes, jy daai ou liefde, hoor hoe preek hy, kan ek jou gou iets oor myself sê? Mag ek 'n bietjie oor myself praat? Ek wil jou gou iets sê, wanneer ek by hoere kom preek, of hier by mense wat op drugs is, dan preek ek rustig, en ek vertel net van Jesus se liefde. Hulle weet hulle doen sonde. As ek in die kerk preek, of ek praat met sogenaamde Christene, dan trek ek oop oor drank, rook, hoerery, en ek laat loop, want hulle sit van hulle, nie almal nie, met maskers. En hulle noem hulle self 'n Christen, terwyl hy 'n dronkaard is, maar hy noem hom 'n Christen. Hoe kan jy sê, jy's 'n ambassadeur van Christus, maar jy loop met 'n sigaret in die mond? Hoe kan jy sê, jy's 'n ambassadeur van Christus, maar jy loop met 'n glas drank? Hoe kan jy sê, jy's 'n ambassadeur van Christus, maar jy horeer en bly saam? Hoe kan jy sê, jy kyk porn, maar jy's 'n ambassadeur van Christus? Dit is mos nie waar nie. En as ek die goed sê, sê hy, ek oordeel. Nee, ek oordeel nie. God gaan oordeel. OK. Luister hier, Tommy. Ons moet begin adverteer. Jy moet so lank vir my banner stuur, laat ek dit uitstuur. Maartmaand is om die draai. Is by Elspark plaas 'n bietjie daar goed. Iemand sê, jy siek. Nee, ek weet nie, ek is nie siekie. Ek is gesond in Jesus naam. Maar as ek weet nie hoekom jy sê ek is siekie, of sê jy dit vir iemand anders, maak jy saakie. Die Here seën julle almal. Onthou, ek gaan nou die bankbesonderhede post. Mense, ek wil regtig sê, hoor by God of jy maandeliks moet gee, en hoor by God of jy vandag moet gee om ons evangelisasiewiele môre te laat hardloop. Asseblief. En dan, as jy hier naby is, 10:00 môre aand, hou ons lekker pot saam met die studente. Dankie vir een wat die vleis geskenk het. En dan gaan ons nagmaal hou 12:00, want dit is my so lekker. Hierdie studente van ons, weet jy, ander dae kan nog gaan, maar daai 12:00, as die 1 Januarie aanbreek en hulle druk ons, kan ek die hartseer voel, verlang hulle familie. En party is gedamp,
Party is nie gedampie, party is hier vir 'n rede, en party is dit vir ouers gerieflik om hulle hier te hê, en party is dit, hulle moet hier wees, hulle leer vir pastore, wat ook al die geval is. Dink maar aan 12 uur in ons, aan hierdie mense. Dankie vir mense wat roomys geskenk het, as mense wat vir hulle elkeen 'n persent gekoop het, wat hier is, dankie daarvoor, dankie. En ek het een van die wonderlikste geskenke hierdie jaar ontvang, by Willebees krokodil skoene, en ek gaan volgende week met Willebees praat, kom ons kyk, pause vir my hier, is julle ook krokodilvel wildebees skoene soek, egte leer, hier van Tanin af, Krokodil Farm af, daar die velle, en Willebees vat hulle en maak krokodilskoene. Hy het nou nie ja gesê nie, ek het nog nie voluit met hom besigheid gepraat nie, maar laat weet my hier, as julle belangstel. Baie dankie. Die Here is baie lief vir julle. Alles wat mooi is, gaan in sy vrede. Onthou nou, kyk gou oor 10 minute, ek plaas die besonderhede.